Goeienaand, broers en sisters. Welkom by ons oujaarsaanddiens, ons laaste diens vir 2025. As ons terugkyk, dan kan ons nie glo dat die jaar so vinnig verby gegaan het en ons reeds hier is op die 31 Desember 2025. Maar die Here het ons deurgedruk en ons kan vir hom die eer gee. So wanneer ons hier saam is ons hier om vir jou dankie te sê vir die dag ons deurgedraai, die jaar ons deurgedraai, maar ook om te verraam met ons volgende jaar wat ons aan ingaan saam met ons oomblik. Kom ons open die diens, ons sing saam Psalm 288, 289. 289 bly ons dig by die Here. In die lig van sy woord kan ons veilig en vas daarop hou. Hy bly almal naby wat hom vol waarheid lê om van harte by glo en vertrou. Ons sing al die verse van ons gesing 288 maak saam. Lay ons stil by die en die lig van sy woord kan ons
hemel. Here, ik kom dank die Here. Here, want het is ons laatste woensdag, Here, van die oude jaar. Allemaal wat vandaan in huis van die Here is. Ik ben zo dankbaar wees, Here, dat is zo baie wat vandaan die kan wees nie. En wat glad is die wou wees nie, wat die Here nie wil ken nie. Maar vandaan kom dank ek die Here, die ook alle eer en prys aan hulle. Dat ons allemaal die Here moet dien tot die einde. Here, kom sien die offer, Here. Here, ek weet wat daarmee gedoen moet word, Here. Kom sien die wat vergeet en die wat nie kan vergeet, Here. Here, ek bid en ek vraag nie omdat ons het verdien nie, maar alles in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons vind ons skriflesing vandaag in Deuteronomium 1, vers 29 tot 33. Deuteronomy chapter 1 from verse 29 to verse 33. Ik zal die Engelse weergave eventjes voor elkaar voeren. Ons is so bederf, as ek dit so stel, so bederf, ons altyd die skriflees moet op die skerm hê, die gesang op die skerm hê, en alles en dan, wanneer ons die goede het nie, dan kom nie so by ons by die kerk nie. Ons is so gewoon dat alles op die skerm hê. Altyd ons wapen is. So I'll read the English version of Scripture, Deuteronomy chapter 1 from verse 29. It says, "Then I say to you, do not be in dread or afraid of them. The Lord your God who goes before you will himself fight for you, just as he did in Egypt before your eyes, and in the wilderness where you have seen him. We have seen how the Lord your God carried you, as a man carries his son, all the way that you went until you came to this place. Yet, in spite of this word, you did not believe the Lord your God, who went before you in the way to seek you out a place to pitch your tents, in fire by night and in the cloud by day, to show you on what way you should go." Maar die woorde van my mond en die gedagtes van my hart, Here, vir U welbehaaglik wees, ons rotsteen en ons verlosser. Amen. Ons teks waar ons fokus vanaand is die gedeelte vers 30 wat sê, "The Lord your God goes before you." Die Here gaan voor ons uit. Deuteronomy chapter 1 verse 29 to 31 tells us of a time where the Israelites is out of Egypt, but they're also in a place where they are unsure of where they are at. They're unsure because of the fact that they do not trust the Lord their God. And we'll read this in the next chapters as we read. This generation that was led or being led into the promised land faced giants. Some of them literal, some of them figurative giants. And Moses reminds them in this chapter, especially in the 31st part, he says, the 30th verse, "The Lord your God who goes before you will himself fight for you, just as he did in Egypt."
So he's bringing them a reminder that the powerful God is there to bring deliverance, to free them of their enemies, no matter how powerful they are or were. But their fear stays in them despite of the fact that God delivered them from Egypt and carried them through the wilderness. En soos ons vandag ook hier met daardie gedagtes van baie dinge wat ons in die jaar dalk deurgemaak het. En omdat ons deur die jaar baie dinge deurgemaak het, maak dit ons bang vir dit wat dalk nog moet kom. Maar God kom hier en hy herinner ons en hy vir kan denk en sê, maar ek het vir julle hierdeur gedra. As 'n gemeente kan ons daarvan getuig dat die Here vir ons gedra het. Hoe het ons die begin van die jaar gevoel? Hoe het ons die hopeloos gesit met die gedagte ons in die begin van die jaar oor 'n maand, in Februarie maand, sonder 'n leraar sal sit nie. Dat ons dit die dag nie deur gaan kom nie. Maar hier sit ons 31 Desember 2025, 20:06 in die huis van die Here. Hy het die weg vir ons gemaak in die begin van die jaar. Hy sal dieselfde weg vir ons maak in 2026. God is reminding us here again that He goes out before us to prepare a way for all of us. But then the second part of this promise is, Here sê, ek sal vir julle veg. Nee, die Here veg vir ons. Hy klim in die stryd en met alles wat hy het. You see, die wonderlik sê, the battle is not ours, it belongs to God. Maar net soos hy die Egypte, die Egypte uitgelei het, vir hulle daar beklei en geskry het, net so kan hy dit vir ons vandag ook doen. En dis 'n belangrike nota vir ons om te onthou, en ons wil hierdie gedeelte onthou, wanneer ons 2026 instap, dieselfde God wat Farao oorwin het, is dieselfde God wat elke struikelblok in ons lewens kan oorwin en uit die weg uitry. Maak nie saak wat 'n reus u mee stry nie. Maak nie saak wat is nie, of finansieel is, emosioneel is, verhoudings, siektes, en vandaag sê God dit vir ons, identifiseer jou reus en bevestig hardop, die Here veg vir my. Ek hoef niks te vrees. Ek hoef niks te vrees. In Februarie maand het ek in die hospitaal opgeëindig en elke oomblik in die hospitaal het vir my so ewigheid gevoel elke dag, want elke keer as hulle moet kom kyk of daar nou verbetering is of ek ontslaan kan word, dan is my bloeddruk net weer hoog gestel. Het kan wonderlik in die nag afgekom het, en is net in die susters is bly en hulle sê nee, die dokter sê as dokter kom gaan hy verseker huis toe gaan, dan kom dokter en hy doen met kyk die reading weer as die bloeddruk weer onder 80 en weer. Totdat ek moes gesê die Here veg vir my. En toe die Here toelaat om te werk, and allowed the Lord to work, things change. God gives us the assurance that He carries us. Verse 31 says, and in the wilderness we have seen how the Lord your God carried you as a man carries his son.
demonstrates His compassion, His love, His personal care for us, that He carries us through whatever we are facing. Because God is our Father, He truly cares for us like a father cares for their child. En watter ouers sal toelaat dat hulle kinders iets voorkom? Dis die wat ouers is, weet wat jy sal doen vir die kinders, dink net hoe God vir jy omgee wat sy kind is. En hy het ons geskape, nie aan die einde van die dag. Hy het ons geskape. En die wildernis vir die Israeliete was vir hulle, it was a type of training ground for them, to equip them for the journey and for the things that lies ahead of them. And so the wilderness that we were in as a congregation, but in your personal life, is a training ground to make you stronger and equip you for the things that lies ahead. Jeremiah 29 verse 11, plans to prosper you and not to harm. It was to help them gain new spiritual strength, and so it helps us in this year 2025. Help some of us, and when we look back, we should take this, that it helped us through new spiritual strength. Die grootste uitdaging vir die Israeliete, maar ook vir ons, is vertroue teenoor vrees. Trust over fear. Moses, the word of God says in chapter 32, verse 22, yet in spite of this word, you did not believe the Lord your God, who went before you in the way to seek out a place. Yet, in spite of this word, you did not believe the Lord your God. En ek kan dit vanaand sê, yet despite of wat ek vanaand nou vir jy sê, gaan jy nog steeds dalk met vrees sit. Dis menslik nie. En dit was Israel's grootste probleem. Hulle het nie volkome in God vertrou nie, want hulle menslike vrese het elke keer na vore gekom. Is ons dalk te veel hier in ons gedagtes besig om dinge uit te redeneer, nee, om sin te maak van sekere dinge, in plaas daarvan om alles oor te gee aan God. Vir hom, wat vir ons vooruit gegaan het in die begin van 2025, wat vir ons die deur gedraai het, dat ons in 2026 met 'n blindelingse geloof en vertroue kan ingaan en sê, Here, U het my tot hier gedra, daarom weet ek, U kan my verder dra. God is asking us, as we end this year, dit is nog hele paar tyd voor 12 uur, maar soos aan die einde van hierdie jaar toe ons stap en gereed maak om die nuwe jaar in te gaan, are we walking into God's plans for us? Are we blindly following Him? That's shown us so much grace and so much peace. God is asking us to choose faith. Kies geloof. Hou op om vrees bevange te wees. Plaas God voor jou vrees. Surrender the battle. Fight on your knees, allowing God to
Surrender the battle. Fight on your knees, allowing God to fight for you. Wie die Israeliete as hulle gehoorsaam was en ten volle op die Here vertrou het, sou hulle wat in Egipte uitgegaan het, die beloofde land ingegaan het, maar hulle het nie ingegaan. Maar ons moet gehoorsaam en die vertrou die Here nie. En die Here het hulle vir 40 jaar laat wandel. Sodat hulle kon uitsterf en hulle kinders die belofte van hulle ouers moet ontvang. When we trust in God, it leads us to enter our promised land. Dit wat God, die deel wat God vir ons afgemeet het. En nie net om te oorleef in die wildernis. Was a difficult year for many of us. Some of us made it, some of us did not. But here, people sitting here this evening, is testimony of God's grace and God's love and God's grace. Die vraag waarmee ek vir u belaat is hierdie vraag. Is u gereed om alles oor te gee aan die Here? Om toe te laat op die God te wees wat vooruit gaan en ons u net geduldig, sonder vrees navolg. Vrees is 'n lelike ding. Vrees is 'n lelike ding. Nou ons terug van soveel seëninge wat die Here vir ons gegee. Ons is bang. We are afraid to step into the promises of God. 2026 wil vir ons en 2026 sê, trust in God, follow His lead, and receive His blessings abundantly, unconditionally. Omdat hy verdien het. The Lord your God who goes before you will Himself fight for you. Just as He did for you in Egypt, and in our case, just as He did throughout this year. So He will continue in 2026. Surrender the battle. Fight on your knees and allow God to fight for you and bless you indeed. Amen. Dierbare God, Hemelse Vader, ons kom vir baie dankie sê, Here, vir die genade. Dankie, Here, dat ons in die huis kan wees op hierdie besondere dag. Dankie dat ons, Here, saam as gemeente kan bid, U naam aan groot maak, U kan loof en prys, Here, vir die wondere en die seëninge wat ons ontvang het van U af deur die afgelope jaar. Dankie, Here, dat U ons nog nie een oomblik gelos het nie. Nog nie een oomblik van ons vergeet het nie. En daarom is die gebed van my hart, Here, soos ons op die drempel staan om 2026 te betree, Here, dat U vir ons vooruit sal gaan en ons U net sal navolg. Dat ons sal toelaat, Here, dat U, Here, vir ons sal intree in die geveg in die stryd in.
Dat U, Here, vir ons na 'n oomblik sal lei, dat ons in U voetstappe sal volg. Ek wil bid dat U die gemeente van Heilige Gees sal omsien. Dat U, Here, elke lidmaat sal omsien, elke besoeker wat daar vanaand van ons is, Here, dat U, Here, vir hulle in die holte van U hand sal vaskom, Here, en dat hulle sal weet dat U hulle God is, hulle leidsman, hulle beskermer. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons gedoen het en vir ons beteken. Dankie ons weet dat saam met U kan ons enige storm aandurf. Because with Jesus in my boat, we can smile at any storm. Amen. Ons gaan die oomblik soos dit ons gebruik is, die name van ons lidmate voorbeeld gevat en die jaar vir ons ontvang het. Die name, ek gaan nie die maande en die vorige name lees. Sister Elna Williams, Sister Shemaine Martinez, Sister Katrina Warren, Brian Caesar, Sister Sarah Salmons, Sister Sheila Pollard, James Valentine, Aldrin Samsudin, Sister Dia Hendricks, John Jeffter, Sister Jackie Frans, David Twee, Sister Trudy Carlson, Brandon Hendricks, Derek Hendricks, en John Fisher. Kom ons staan as gemeente onder ons. Die woord van die Here beloof ons in Psalms dat hy is naby die gebroke van hart en die vertroos almal. Ons dink terug aan ons liefdes. Die soete herinneringe wat ons aan het van hom. Ons sê dankie vir 'n lewens. Dankie vir die impak wat in ons lewens gehad het. Ons geef God almal. Eerbare God, en ons geweest as ons as kinders voor die staan, Here, om ons doen dit, Here, omdat ons aan ons geliefdes nadenk, die wat ons voortgegaan het, die wat 'n impak op ons lewens gemaak het. Deur die woord beloof dat U is saam met die wat weer, dat U, Here, ons wonde verbind, ons trane afdroog. You promise in your word, weeping lasts for a night, and joy cometh in the morning.
Daarom kom bid ek dat die families sal toevou, sal styf teen die bors vasdruk, dat hulle sal besef dat hulle nie alleen is nie, Here, dat U saam met hulle is, dat hulle sal vertroos, Here, soos hulle lewens weer sin maak van en vorentoe beweeg sonder hulle geliefdes. Kom seën hulle, Here, kom vertroos hulle, Here, kom hou hulle styf vas in die holte van U hand, want in die holte van U hand is hulle veilig. Dankie, Here, ons aan hulle op hierdie wyse ook aan eer toon. Ons ook op die laaste dag van die jaar ook aan hulle kan nadoen. Seën almal, Here, seën die bedroefde families, maar seën vir ons as gemeente, wat ook deur hierdie geliefdes se dood geraak is. Dankie, Here, vir die genade en vir die liefde en vir die besef. En Here, vir die vertroos. In Jesus' naam. Amen. Sisters, kom ons sluit die diens af deur saam te sing Psalm 3:1. Die Here neem my hande en lei my voort, vry van aardse bande na Sion's poort. Alleen kom ek nie verder, geen enkel tree, waar U gaan beheer, daar gaan ek. Ons sing al die verse. Arkens. O Here, neem my hande en lei my voort, bevry van aardse bande na Sion's poort. Alleen kom ek nie verder, geen enkel tree,
Kom ons neem mekaar by die hand, susters. En ons bid saam die seën van die Here. Die Here is voor ons om die weg gelyk te maak. Die Here is langs ons om ons in sy arms toe te vou. Die Here is agter ons om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder ons om ons te dra as ons mag val. Die Here is rondom ons om ons te beskerm. Die Here is bokant ons om ons te seën. Die Here is binne ons om ons te lei met sy Heilige Gees. En so seën die enige God ons van nou af en tot in alle ewigheid. En almal sê, Amen.